Okay, so ek gaan nou net gou hierso. So uit die aard van die saak as BASF is ons doel is soos wat ek genoem het om chemikalieë te skep vir 'n beter toekoms. En ons fokus daarop nie net in die landbou nie, maar ook in ander gebiede, want BASF is 'n maatskappy wat groter is as net landbou. Net om vir julle 'n bietjie 'n oorsig daarvan te gee, BASF is die grootste chemiese maatskappy in die wêreld, maar ons het 'n redelike groot aandeel uit die landbou kant uit in die maatskappy. So ons dra omtrent so 15% van die maatskappy se omset by. En soos julle kan sien uit al die ander, ek dink soos die verf van die mure en die verf op jou kar, daai coatings of daai adjuvants wat in daai produkte is kom alles van BASF af. So wat ek al die produk in die muur laat sit, dit het BASF ontwikkel. En ons het 'n groot aandeel daar in die landbou. Dan net so 'n bietjie meer oor waarop ons fokus. So ons het so 140 lande waarna ons besigheid doen. Suid-Afrika natuurlik een van hulle al vir lank. Ek dink dit is ek weet nie presies hoeveel jaar dit nou al is nie, maar ek dink hier van die 60s af 13.300 employees binne in die landbou, en hierdie is spesifiek gefokus op die navorsing. Ek dink in totaal is BASF so 120.000 mense. 28 fabrieke, 25 en meer R&D sites. Ek dink daar's 3 baie groot is in die 3 dele van die wêreld. Soos Amerika in die ooste en dan in Europa. En dan saadproduksie, ons het ook saad, so daar het ons so 200 fasiliteite. Ons kyk na so 10 miljoen in sales. En dan omtrent so 1 biljoen wat in R&D ingaan. So ons ek dink is eintlik al bietjie meer as dit. So ons spandeer baie geld daarso om nuwe produkte in die mark in te bring. So dan net die rede hoekom ons dit doen. Ons doen dit natuurlik vir boere. Ons doen dit om ek wil amper sê pain points aan te spreek. Probleme of uitdagings wat ons in die mark het aan te spreek. Ons wil nie net 'n produk in die mark inbring en dan weet net for the sake of it, as ek dit so kan stel nie. So ons fokus daarop om te kyk na waarmee ons boere uitdagings mee het, soos plantsiektes, soos onkruide, soos insekte, en ons probeer daai pipeline bou vir nuwe tegnologie, nuwe molekules wat ons in die mark kan bring, sodat ons die oues kan vervang met nuwes. En ons sal 'n bietjie klem lê daarop ook. Ons sit natuurlik met uitdagings ook in terme van ou tegnologie wat verbaan word. En ons het in die laaste tyd eintlik 'n hele klompie verloor. So dit is vir ons baie belangrik om vir die produsente nuwe oplossings te bring na die mark toe. Net so om so 'n bietjie oorsig te gee oor wat BASF alles het. So ons kyk daar na seeds and traits. So ons het nou 'n redelike sterk katoen en sojaboon footprint in die wêreld. Ons het so 'n bietjie in hierdie deel van die wêreld ook, maar nie so groot soos wat ons byvoorbeeld in Amerika of in Suid-Amerika het nie. En dan ook die groentesade. Ek weet nie van julle sal dalk al gehoor het van Nunims. So Nunims is 'n groentesaadmaatskappy wat behoort aan BASF. En dan natuurlik die gewasbeskerming, ons het onkruiddoers, insekdoers en swamdoders. Ek dink op hierdie stadium spesialiseer ons half eintlik in swamdoders, want ek dink BASF en baie maatskappye gaan deur sulke fases waar hulle sterk is in een van hulle, so sterk is in swamdoders of sterk is in insekdoders, so deur die dekades gaan hulle deur sulke fases. So op die oomblik is ons baie sterk in swamdoders. En dan ook digitale platforms, daar's baie daar buite, maar ons het 'n platform wat ons dryf wêreldwyd, dit se naam is Zarvio. En dan ook kyk ons na soos die soort oplossings, ons kyk na stikstofbestuur, ons kyk na biologiese produkte. Julle is bewus van ons inokulant portefeulje in Rhizoflow Professional. En dan ook die public health goed natuurlik, soos die soos Storm en daai tipe van produkte wat julle ook goed behoort te ken. So dan net om amper half klaar te maak met hierdie deel.
So net om vir julle net weer klem te lê op hoeveel geld en hoeveel tyd ons spandeer aan R&D. Ons is ongelooflik sterk in die ontwikkeling van nuwe tegnologie, maar wat ek hierso net wil highlight is in die volgende 10 jaar omtrent gaan ons beoog ons om nog 8 aktiewe bestande wêreldwyd na die mark toe te bring, en dit sluit in onkruiddoders, swamdoders en insekdoders. So ons sit baie tyd in ontwikkeling. Net so 'n bietjie oor die agtergrond van die navorsing van BASF af. So baie van julle wat BASF nou al vir jare ken, so hulle ek dink is naby aan 140 jaar oud. En maar hier in 1910 het hulle vir eerste keer stikstof gesintetiseer en ja, hoe kan ek sê 110 jaar later het ons in alle ander aspekte ook betrokke geraak, soos die insekdoders, onkruiddoders en swamdoders. En julle sal daar oplet dat hier van die 1950s af omtrent ons eerste keer swamdoders begin aangeraak het. En ek lê klem op swamdoders omdat julle sal nou sien die ontwikkeling van swamdoders wat ons gehad het oor die jare ook. So ja, ja, dan net laastens wat ek dink baie belangrik is om ook in ag te neem en hoekom dit vir ons so belangrik is om goeie produkte in die mark te sit en volhoubaar te bly, is omdat ons so baie geld spandeer aan ontwikkeling. So julle sal oplet daar, weet om 'n nuwe produk in die mark in te bring, word daar naby 140.000 screenings gedoen en 250 miljoen euros later bring jy 'n produk op die mark en dan kan jy hom uiteindelik verkoop. So dit is maar 'n lang proses en dit vat baie jare. Ek dink maar soos enige iets wat die moeite werd is om te ontwikkel. Ja, so dit is dan dit. Ek gaan nou in Revitec ingaan en ja, so ek geniet dit. Ek dink ek stel die produk bekend en dan gaan ons 'n bietjie ingaan op 'n fokus van van produsente se oogpunt af en dan ook van die industrie af met Rikus. So geniet dit en soos ek sê, as julle vrae het, hou hulle vir die paneelgesprek. Net so agtergrond oor, ek het nou net genoem van die fases wat ons deurgaan wêreldwyd. So ons kyk daar na 'n hele klompie produkte wat in hierdie dekade bekend gestel word. Ons het byvoorbeeld verlede jaar gaan net hierso point daai ene geloods, Semegra in Zambië en dit is 'n insekdoder vir leps. En ons loods nou Revisol hierso in Suid-Afrika. Ons het verlede jaar in Citrus geloods en hierdie jaar in die mielies. So ons probeer regtig die beskikbaarheid van ons molekules in die wêreld Suid-Afrika toe te bring waar dit sin maak. So dit is vir ons lekker om dan Revisol te bring en Revisol sal ek nou op uitbrei, maar dit wat julle daar sien gaan teen ook in die volgende 5 na 10 jaar in Suid-Afrika kom. So ons het 'n baie lekker pipeline van oplossings wat ons aan werk. Ja, net terug by die swamdoders, so julle sal oplet daar in 1996 het ons Chrysoxymethyl, in 92 het ons epoxy, julle sal F500 baie goed ken wat die meeste van ons produkte is, Boskalit, Zemium en nou Revisol. So dit is eintlik baie goeie of 'n baie bevoordeelde posisie om in te wees om so baie molekules te kan ontwikkel en dan mark toe te bring. En ja, so ek gaan nou 'n bietjie klem lê op Revisol want Revisol is nou the new kid on the block vir ons. Net hoekom ons dit doen, natuurlik, ons het soos ek genoem het in die begin baie wêrelddruk, ons baie uitdagings wat produsente mee sit, onder andere die besigheid, Daniel het net baie gepraat oor cashflow en al die goed, so om besigheid te doen in boerdery is moeilik. Weerstandsbestuur, ek dink vir ons as 'n R&D maatskappy is baie belangrik, uit die aard van die saak wil ons molekules behou. Ook die consumers, daar's baie voorkere wanneer dit kom by wat op die rakke kan kom op die einde van die dag. En dit moet ons as 'n maatskappy baie streng bestuur. En dan die regulatoriese omgewing, ek dink veral die laaste tyd in Suid-Afrika het dit vir ons al hoe groter uitdaging geraak
om nuwe produkte te registreer op die mark te kry, nie net wat koste aanbetref nie, maar ook die voorvereistes, om 'n produk uiteindelik geregistreer te kry. En dan ook die klimaat. So klimaat speel 'n rol natuurlik in landbou en dan die global markets. So ek dink ons rand neek ons eintlik maar 'n bietjie rond, maar dit is maar ek dink ek in enige geldeenheid 'n uitdaging vir maatskappye en vir produsente om 'n goeie bestaan te maak. Maar daarom bring ons nuwe produkte na die mark toe en ons gebruik die geleentheid om die beste daarvan te maak. So daarmee stel ek dan bekend Revitec. So Revitec is 'n kombinasie van mefentrifluconazole. So hierso moet julle nou begin aandag gee. Want mefentrifluconazole is die ja, gaan 'n toets uitdeel. So mefentrifluconazole is nou dit is wat ons wil uiteindelik vandag op klem lê. Mefentrifluconazole is die nuwe triazole wat nou in Revysol is, mark te bring. En Revitec is 'n kombinasie van mefentrifluconazole en paraclostrobin wat langdurige werking gee as 'n produk en ons is 'n uitstekende produk om weerstand mee te bestuur en siektes te beheer en dan uiteindelik 'n suksesvolle gewas te oes. So julle sal oplet Revysol, so Revysol is die handelsnaam vir mefentrifluconazole en F500 is die handelsnaam vir paraclostrobin wat julle ken in Abacus en wat julle ken in Ceriax en al die produkte van ons. Ja, so net 'n opsomming van Revitec. So ek het genoem Revysol en F500 is wat die produk opgemaak is van. So 200 gram aktief van elkeen. Dit is 'n groep 3 en 'n groep 11 sonder en die rede daarvoor is natuurlik om kombinasies van sonder of van produkte te maak sodat ons weerstand kan bestuur en die effektiwiteit kan verhoog. Hy gaan in 'n suspensiekonsentraat beskikbaar wees in terme van die formulasie. 5 liter registrasie in millies. 'n lekker lae dosis, 200 ml per hektaar. Op hierdie stadium het ons grys blaarvlek en nodelike blaarskroei op die registrasie en ons werk daaraan om ander siektes dan ook op die label te kry. Jy gaan hom toedien hier by 5-6 blaarstadium en dan opvolg 21 tot 28 dae later. Wat die watervolume aanbetref, 30 liter water per vir vliegtuigs en dan 200 tot 350 liter water per hektaar met die trekkerspuit. Reënvasheid 2 ure. Ek dink dit gaan dit wissel bietjie. So as jy kyk na Revysol, is hy tegnies gesproke so 1 tot 2 ure en P500 is 2 ure reënvas. En dan voorkomende toediening wat ons baie uitstekende resultate gekry het voorkomend. Julle sou opgelet het in die video wat ek net gewys is dat die siekte is daar, al sien jy hom nie. Ek dink ook vir algehele plantgesondheid is dit belangrik om voorkomende toedienings te maak. Ons weet dit is baie keer moeilik om produsente te oortuig, maar dit is die beste roete. En dan ja, 70 dae PHI. Jy kan hom nie deur die pivot sit nie. Okay, so ek moes dalk daai vraag hierso verwag het, maar ja, ek sal dit nie aanbeveel nie. Nie teen daai dosis nie in elk geval. Ja, so net om bietjie in te gaan en ek gaan nie baie tyd hier spandeer nie want Rikus gaan vir ons baie meer vertel van plantsiektes, maar net om weer eens vir julle te wys die twee siektes wat ons op die label gaan hê, is dan nou nodelike blaarskroei en grys blaarvlek en dis baie belangrike ekonomiese siektes hierdie vir Suid-Afrika. En ek dink moenie dink dit kom nie hier voor nie. Dit kan as die klimaattoestande reg is definitief hier ook voorkom. En dit kan tot en met 50% oesverlies veroorsaak as jy dit in 'n hoë graad ervaar. So dis baie belangrik om hierdie siektes aan te spreek. Yeah, it's important you have the combination of the two molecules that I mentioned. So you have the strobe and you have the triazole. So I think we know more or less how they work. En as julle nie weet nie, kan julle my ook 'n bietjie meer vra na die tyd. Maar ja, die paraclostrobin of die strobies werk natuurlik
jy weet op die mitochondria wat baie belangrik is in terme van die energieprodusering van die sel of van die swam. En dan kyk wat die triazole aanbetref, het jy 'n werking op die ergosterol wat ek nou 'n bietjie meer sal uitbrei op. Maar ja, jy kry dan nou dekking van al twee of van twee modes of action wanneer dit kom by die beheer van hierdie sel van die swam. So as ek net daar vir julle daar kan uitwys, so daar is die mitochondria en dis waar jou strobie sy werk doen en dan die selwand hierso waar die struktuur van die selwand belangrik is wat die triazole dan beïnvloed. Ja, ek het genoem die twee modes of action, so is vir ons belangrik in daai opsig om dan dit so te bestuur, net hierso om deurgaan. Ja, so wat is anders en wat is nie? So baie produkte het strobies in en het triazole in. Ek dink in hierdie geval wat Revitec baie anders te maak en interessant maak is die hakie. Julle sal oplet daar maak hy 'n hakie. En so wanneer jy mefentrifluconazole toedien, heg hy aan die ensiem wat dan nou lanssterol biosintese veroorsaak en dan ergosterol beïnvloed. Maar baie keer wat gebeur is hierdie ensieme kan jy weet die molekule wegstoot. Maar in hierdie geval omdat mefentrifluconazole die hakie maak, ek wil nie sê hy verander sy molekulêre struktuur nie, maar hy maak hierdie hakie wat dan maak dat hy aanheg of beter aanheg en verlanger aanheg om beter beheer te gee en dan op 'n einde dag so goed werk. So dit is baie uniek. Dis 'n nuwe kan ek sê 'n nuwe generasie triazol en hulle noem dit isopropanol azole en dit is die enigste een op die mark en dit is die groot diferensierende faktor van hierdie produk. So wat dan gebeur is, jy dien hom toe, dan konvert hy hierdie hakie en dan inhibeer hy die ensiem en hy maak hierdie swam dood. Ja, so dit is jy weet 'n ongelooflike tegnologie, ongelooflike uitvindsel en ongelooflike produk as gevolg van hierdie nuwe isopropanol azole triazole groep. Ja, so net om dit vir julle 'n bietjie meer in visueel te demonstreer. Kyk jy dan nou, hierso is die jy weet as jy kyk na mefentrifluconazole, kyk jy na die selwand en dan hierso is die ensiem en dan die lanssterol wat dan hier deurbeweeg, gebiosintetiseer word na ergosterol en dan vul dit hierdie gapings, net een teruggaan. Dan vul dit hierdie gapings wat dan die selwand se struktuur in plek hou, sterk hou. En dan as dit nie gebeur nie en die daai C14 demetallase aanheg, so hy heg aan daai ensiem en dit in hierdie proses gebeur nie, dan kan die ergosterol nie vorm nie en wat dan gebeur is die selwand begin lek, die swam hou op groei en hy kan nie voortgaan om te versprei nie. En dit gebeur baie vinnig met mefentrifluconazole wat ook baie anderster is as met ander swammiddels of ander triazole. So net daar soveel te wys waar die Revitol of die mefentrifluconazole dan nou gaan aanheg, is hierdie is nou net die kant waar dit nie gebeur nie. Ja, en dan net weer oor die F500. So ons kyk na F500 of na paraclosterbeens, so strobies is natuurlik, soos ek genoem het, baie belangrik wanneer dit kom by die generasie van energie, so ATP in die mitochondria. Wat dan gebeur is, die F500 gaan sit op daai complex 3 en hy inhibeer die translokasie van die kan ek sê die energiestroom wat dan geïnhibeer word en dit kan die swam verloor sy energie en hy kan nie verder groei nie, en hy gaan dood. So net 'n vinnige refresher op dit. So wat lekker is van Revitec is natuurlik die langdurige werking wat hy vir jou gee. So en hy beïnvloed en of hy beheer die swam op verskillende dele van sy ontwikkeling. So hy beheer die swam
van spoorontkeming tot hierdie iridosporiumformasie, wat dan veroorsaak dat jy weet 'n goeie dekking kry en op enige stadium van die swam se ontwikkeling om kan beheer. So wat jy weet alhoewel ons 'n voorkomende registrasie het, is mefentrifluconazole uit sy aard baie aan jy weet langdurig of hardnekkig wat hy sit op die blaar en wat dan sy werking bietjie baie verleng en wat dan maak dat jy saam met die F500 wat voorkomend is, F500 of paraclostrobin, gewoonlik meeste strabies is net voorkomend, so jy kan hulle so die twee saam gee vir jou lekker lang bene en dit maak dat jy die spore op enige plek daarso kan beheer. Al twee van hulle is baie sistemies, alhoewel mefentrifluconazole kan net is altyd translaminair, maar F500 glad nie verder sistemies nie, waar mefentrifluconazole ook deur die psyllium opwaarts in die plant kan beweeg en dan vir jou beheer gee. So jy het dan daai en dan ja, so dit is maar 'n term van die sistemisiteit van die twee molekules wat jy ook dan kry. OK, Dani, hier gaan ek nou 'n bietjie van jou goeie wys. Onder andere. Maar ja, ons het natuurlik altyd in die opbou van 'n nuwe registrasie probeer om mens maar ons moet altyd 'n bietjie groter skaal werk doen. So ons het in die laaste 2 jaar probeer om 'n bietjie demonstrasies in te kry so in die geheim. En dan het ons ook verlede seisoen bietjie meer gestruktureerde kleiner skaal demonstrasieproewe in te kry. Ons net 1 of 2 scenario's kon toets. En ek wil net graag vir julle wys hoe effektief hierdie produk is teen wat hy na die tafel toe bring in terme van sy die konsentrasie, die formulasie en dan ook sy dosis. Okay, so ek het 'n vriend daar in Natal, hulle sukkel altyd met siektes en die doel van 'n demonstrasie is natuurlik veral in hulle area, if the mielies are green, the mielies are clean. So dit is vir ons belangrik om in die demonstrasie presies dit reg te kry, is om net skoon mielies daar uit te kry. So dit is vir ons belangrik net om groen en gesonde mielies te vat tot by oes. Ja, so hierso was in Botawil. So dit was Droland en wat daar Droland gewees, demonstrasieproewe, jy weet, grootskaalse side by side demos, as ek dit so kan stel. En wat daar gebeur het is, ons het in die eerste jaar, ons het nie baie produk gehad nie, so die boere het uit net een skool daar gegee, alhoewel hy het genoeg gehad om 2 keer te spuit. En dan het hy na eerste jaar net eintlik teen onbehandeld getoets. En julle sal oplet dat dit is eintlik nogal 'n redelike goeie opbrengste. As jy kyk na die 8.5 en 7.8 ton per hektaar vir Droland, glad nie sleg nie, maar die verskil is tog gewees 'n 8.3 opbrengsverhoging met Revitec. En ek dink as jou mielieprys in die weste reg is, dan kon jy regtig goeie geld gemaak het. Ek dink op daai stadium was die mielieprys R6.000 omtrent 'n ton vir wit mielies. So hy sou eintlik daai wel baie goeie geld gemaak het. As jy kyk na 2025, wat nou die seisoen is wat verby is, het ons weer vir hom 'n bietjie produk gegee en hy toets dit maar soos wat hy, jy weet, dink dit vir hom sal werk. So hy het 'n standaard wat hy gebruik en hy het dit dan gekombineer met die standaard en hy het dit ook dan nou 2 behandelings apart gedoen, een net die standaard en een net Revitec. So daar was nie baie groot verskil tussen die 3 nie, alhoewel die standaard met Revitec nog steeds klein bietjie hoër opbrengs gegee het, maar ek sal dit nie klein nie, maar nog steeds baie goed teenoor wat hy weet gehad het in die kontrole. Ek wou nie die kontrole insit nie, want hy het gevra ek moet nie. So, maar dit is ek dink, soos ek sê, as die mielieprys reg is, jy het nie siektes nie en jy doen swambehandelings, kan dit definitief winsgewend wees vir jou. Maar ja, baie goeie resultaat daar gewees. Middag Jaco, hoop goed by jou kant. Ek wil gou wys, ekskuus, ek stap nou hier in hierdie mielieland. Hierdie is op Modderbilt, is waar ek daai houertjie wat jy vir my gebring het, wat nou nie bestaan nie, wat ek gespuit het. Ek wil sê, hierdie plaas het verskriklik droog gehad, en nou ja, hierdie is 11.97, hy is lief om maar 'n bietjie siek te word.
Ek het net een keer gespuit hierso en ek moet vir jou sê, uit persoonlike ervaring uit weet ek, ek gaan nie met een bespuiting sal ek hier wegkom nie. Maar ek net vir jou wys, kyk hoe lyk hierdie blare. Dis allemaal hy is so breed soos my Samsung omtrent. So, en ja, so ek sê, dit wat jy dood sien onder, daar was as gevolg van die droogte gewees. Maar ek moet sê, vir net een keer se spuit, moet ek vir jou sê, dink ek wil nie sê gelukkig nie, maar ek is more happy met wat ek hierso sien hoor. Ek het vir die video gestuur, want dit het my baie opgewonde gemaak. En ek weet nie of julle opgelet het nie, maar daai opbrengste daar is baie goed, weet selfs sonder 'n sonder, maar sodra jy begin sonder wyse teenoor onbehandel, was daar 'n drastiese verhoging in opbrengs gewees. En glo my, hierdie standaard is ook 'n bil op sy eie, waarteen Dani het getoets het. Ja, so net om bietjie meer te gee oor daai area, dit is Belfort, so die video speel af in Belfort, en ons het daar ook, het ek verlede jaar vir Dani ook 'n bietjie proefmateriaal gegee, wat hy dan vir ons al gespuit het, en hy het dit een keer toegedien soos hy genoem het daar, en die eerste jaar was die controles, jy kan sien, die opbrengste was baie laer, dink ek, as die opvolgende jaar, maar die controle teenoor die twee behandeldes was nog steeds drasties hoër gewees as die controle. En dan jy kan sien daar so met Revitec wat die proef gewen het, met 12.6 ton, 8.9 ton teenoor 8.7 van die standaard, en dan in 25 was dit 12.6 ton teenoor 12.14 ton per hektaar van die standaard. En dan natuurlijk Dani doen ook baie presisieboerdery, so hier het my 'n mooi foto gestuur van net daai kool wat hy gespuit het met die Revitec. So die plantbiomassa daar was 'n klein bietjie beter as die res van die land. Okay, so nou gaan ek vir julle net bietjie wys, bietjie meer statistiese werk, bietjie meer gerepliseerde werk in verskillende dele van Suid-Afrika. So die was gewees in Pretoria, was Olifantsfontein, Koppies en dan in Howick daar in Natal. Hierdie slide is baie gelaai, hy het baie inligting op, maar ek wil net julle aandag trek daar na die protokol toe. Die doel van hierdie proef was eintlik om 2 bespuitings te toets. Veral in die Natal area, daar word eintlik tot en met 3 bespuitings gedoen. En dit is partykeer onmoontlik om al die scenario's te toets, maar ons het probeer dit so goed as moontlik uitvoer. Maar natuurlik het ons gekyk aan die protokol na onbehandeld, ons het gekyk na Revitec, opgevolg met Revitec, want dit is ons label aanbeveel, maar ook in kombinasie met van ons ander produkte. So die derde behandeling was Briaxol opgevolg met Revitec, die vierde een was Abacus opgevolg met Revitec, en die laaste een was die industrie standaard opgevolg met die industrie standaard, en grim hy daai industrie standaard is ook 'n bil, en hy dra lekker groot markaandeel. So net om ook hier verder te wys, ons het Howick, wat dan nou die hoogste stiekdruk area is, dink ek maar in Suid-Afrika, en dan Bonaccord wat daar in Pretoria is, en dan Olifantsfontein wat daar by Kempton rond is, en dan Koppies daar in die Vrystaat. Die punt wat ek hier wil maak is, in terme van noordelike blaarsgroeibeheer, het ons met Revitec, wat die blou kolom is hierso, in al die areas baie hoë opbrengs gehad, baie goeie beheer gehad, baie goeie beheer gehad in vergelyking met al die ander behandeling. So we applied them according to the label, so it was at the 5th and 6th leaf stage, and then 21 days later. Yeah, so only two applications. But yeah, just for you to notice the disease control in all 4 locations was either the same or slightly better, but overall the combination of Revitec with Briaxol won. It's statistically very small, but still the winner there. And then in terms of grey leaf spot, so we had grey leaf spot only at 1 location, which was in Howick. We didn't pick it up at any of the other locations. But you also notice that you had 90% plus
disease control with Revitec, followed by Revitec. And in this trial as well, the combination with Preaxel performed superior also. Yeah, so then in terms of the yield, so this is obviously what it's about, but again, it's very small plots, it's like 10 meters by 3 meters, so it's very small plots. And then what you'll notice here is that at all 4 locations, Revitec, there's an average here at the bottom, so compared to the standard, Revitec was, I would say, on par with all of them, even at that low dose rate, and this is yield data. So there was only one site, which was Howick, where the yield was slightly higher with the industry standard, but overall, Revitec plus Revitec and Revitec plus Preaxel won the yield competition there as well. Okay, so that was that. So let me just show you a bit of just some pictures. So it's just basically comparing side by side the treatment to the untreated, and it was only for Revitec compared to the untreated. So this site was the Bonaccord site, in other words, Victoria. You'll notice that the number 1, or this right-hand side, is where the control will be, the constant, and then the treatment on the left in treatment 2. But you'll notice that the disease pressure is there, but it's very, very small. And if you go back, you'll also notice that in that specific trial, the yield was also quite high for even for the control compared to the treated. Although in some cases there was a 400 kilogram difference per hectare. So in this specific trial, the Northern Corn leaf blight control was 87% for Revitec, followed up by Revitec, so that was the result of that one. And then in Howick, so this was the first application, so the day of when they went to spray the second application, and that was a 94% control of Northern Corn leaf blight and 95% control of grey leaf spot. So just a very nice picture of showing the disease in a row and then the treated ones. In other words, this was applied and then 21 days later, this was the result. So it's still very clean even after 21 days. And then the second application for Howick, so this was 14 days after after the second application. You can still notice how the control is going, falling behind in terms of the disease, and then the treatment still stays very clean. So a really good result for that one. And then Olifantsfontein, there was a 79% control of Northern Corn leaf blight, and you'll notice that the specific field it's a lower plant density, obviously, because it's a different part of South Africa, and it had some hail, so you will notice the field looks a little bit awkward, but still very good. If you compare the two, which this is the control and this is the treated, just the overall plant health was much more on the Revitec or treated side. So so that was that in terms of demonstrations, and then just lastly positioning. So obviously different scenarios will play out depending on where you are, but we obviously would then recommend that you place Revitec followed by Preaxel or a Revitec if disease pressure is high. You can obviously also bring in some of our other solutions like Abacustal or Duet. But then if it's only Revitec, you can do a Revitec followed by Revitec, and lastly, if there's low disease pressure, just one Revitec. And then I think that's close to it all. So just to summarize it for you, what we're saying with Revitec is that you have swift, simple, and secure. So those are the 3 go-tos for us, because with the swift activity, it works very quickly. So you have a fast-acting, reaction from the product. It's long-lasting, so it's staying on the leaf for a long time,
And yeah, so and then obviously the control. And secondly, the simple application, you have the two application ways, so the ground and air, and then the low dose rate, and then secure is the management of resistance, because this is where this product is exceptionally good. And you have the two modes of action, and then also the proven efficacy on the high disease pressure. Yeah, so that is then swift, simple, and secure. Thank you very much.